aldag wat twee blonde bombshells by my kom kuier in die ateljee op die swart bank nie. Hier om te gesels wat agter die skerms in die troubedryf aangaan waar almal stres, hare en gremering. Ek verwelkom vir Corneille Brecher van Beautiful Change en Emery Klaus van Captivating Mobile Hair. Dames, baie welkom. Dankie Andre. Baie dankie dat julle tyd gemaak het om vir my te kom kuier. Dit is vir my regtig 'n verskriklike groot voorreg. So vertel vir ons kykers so klein bietjie meer van julle self en wat julle doen. Corneille, ons gaan sommer by jou begin want jy praat die meeste. Ja, ek stel er een dis nie so. Maar ek doen gremering en dis eintlik nog so 12, 13 jaar se besigheid en dit het eintlik per ongeluk gebeur. Dit was nie eintlik die veronderstel om my hoofwerk te wees nie. Ek doen nog steeds die image consulting of voorkomskonsultasies, maar dit was altyd my droom om daai te doen, om vrouens mooi te laat lyk en mooi te laat voel. En die make-up het toe as 'n per ongelukkie gebeur. Regtig. In die koshuis was my sussie en haar vriendinne het toe nou Denise toe gegaan en hulle het gesê ek moet hulle help met gremering. Nie dat ek iets geweet het op daai stadium nie, en het ek kursusse gedoen daarna en dit was eintlik die hoofbegin van my besigheid toe ek Beautiful Change begin het, want daar was net baie meer navraag vir gremering en ek kon myself daarin meer bewys het en die voorkomskonsultasies het toe nou later begin, maar ek is sterm opdreef met albei van hulle, so is lekker besig. Hoorie, dit is so interessant. Ek sou dit nou glad nie gesê het nie, want jou make-up en jou gremering is die heel mooiste. En dit is snaaks dat jy nou sê dat jou voorkomskonsultasies na die tyd gekom het, want ja, ek wil jou nou gevra het oor dit ook, want jy doen dit ook en dis vir my 'n interessante lyn hoe mens daarin gaan. Dalk moet 'n paar van die skoonmaats by jou uitkom vir voorkomskonsultasies. Hoorie Emery, en aan jou kant? Ek het in matriek nie geweet wat ek wou swat nie en toe het my ma gesê kom ons gaan kyk net hoe lyk dit by die haarkapper Technikon en ons is daartoe en toe ek daar inloop het ek geweet dis waar ek wil wees. En geswat en toe in 'n salon gewerk en my vakleerling goed gedoen en toe het ek Corneille by 'n trou ontmoet. O, regtig? Ja, en Is dit dit die was- hele ontmoeting? Ja, een van my vriendinne het getrou en ons het my ma het die aand gesê, "Ag, gaan ontmoet net die DJ en sy vrou." En ek sê, "Nee, dis bietjie weird." En toe teen die einde van die aand te sê my ma, "Ag, het julle nou al ontmoet?" Toe sê ek, "Ag, laat ek nou maar net gaan." Ja. Ja, en toe het dit my journey begin want ek is op daai stadium op pad om te bedank en ja, ek het bedank en Corneille se troue gaan doen en nooit weer teruggekyk nie. Dit is so cool en Ja. jy het so 'n interessante aanslag vir my daarom want jy's 'n mobile hair. Jy doen mobile en jy travel rond en gaan sny mense se hare in die gemak van hulle eie besighede en eie huise. Dit is iets anders, dit is baie cool. Ja, ek het dit gedoen as 'n ekstra inkomste terwyl ek geswat het. Ja. En dit het toe so vlam gevat dat ek En 'n besigheid gerond. Ja. Hoorie, en ek sien jy travel. Ek het so 'n bietjie gaan krap op jou sosiale media. Ja, dan is jy in 'n ligtoring, dan is jy onder die water, dan is jy op 'n berg, dan gaan stap jy dan. So jy's 'n adventurous. Ja, definitief. Shame. Moet bietjie. Dis Saai. baie cool. Ja, dit is baie cool. Corneille, sê jy hoe sal jy jou gremeerstyl beskryf? Ek het nog altyd gesê ek doen meer natural make-up. Ek hou daarvan om die persoon te vat en haar mooi te maak. Maar soos met die jare is daar verskillende trends en daar word nou woorde bygevoeg by die gremering, looks en alles, maar ek sou sê as mens nou in tipiese vandag se terme sou praat, sal dit meer 'n soft glam wees. Ek weet nie of jy soms Ja, ek stel dit. Ja. maar natural soft glam, maar ek hou daarvan om 'n kliënt te vat wat ongemaklik is om met gremering, dalk nie self gremering dra nie, net wil mooi lyk vir die troudag en hulle op hulle mooiste laat lyk. Dit is eintlik my grootste doel en my grootste hart vir dit. Ja. Dis nie vir my die ander tipe make-up looks is mooi, maar ek hou daarvan om iemand te vat soos wat hulle is en hulle net daai tips en tweaks te doen Ja. om hulle mooi of op hulle mooiste te laat lyk want hulle is alreeds mooi. Ja. En ek dink dit is iets wat jy nogal reg kry. Ek wil vir jou kompliment gee. Ek het al baie van jou bruide gesien en dit is jy bring regtig die natuurlike mooi uit 'n bruid uit. Daar's vir my niks so erg. Hierdie is 'n platform waar ons eerlik kan wees. Dit is vir my niks so erg soos 'n bruid wat uitstap en ek erken haarself nie. Ek het haar laaste by die konsultasie gesien en dan stap sy en sê, "O, sy by die verkeerde trou nie."
Maak net seker is die regte bruid se naam en die goeders. En daai kry jy nogal reg. Ja, Ja, ek moet dit- sê Corneille kan 'n meisie vat wat geen gremering dra en dan kyk sy in die spieël en sê, Ja. "Wow, dis Ja. dis presies wat ek Ja, gevoel het." So, ja, dit is baie cool. Wat is die iets wat bruide verkeerd verstaan wanneer dit kom by hare en gremering by hulle troudag? Emery? Ek sal sê daai wat hulle besluit hulle wil daai dag 'n groot transition doen en dan herken niemand hulle nie. Ook jy moet realisties wees oor wat jou vel en jou hare toelaat. As iemand 'n groot bos hare het en jy wys vir ons 'n foto van iemand met baie hare en jy het baie min hare, gaan ons moet extensions insit Om te verdik, ja. Ja, om daai look te achieve en dieselfde met dink gremering ook. Jy kan nie 'n slegte vel hê en 'n wasbeeld wil uitloop Ja. nie. Ja, Ongelukkig. Ja, dan is raak dit dit 'n onnatuurlik. realiteit. Ja. wat mense nie besef nie is ek kan jou nie beter toer nie. Ja. Dit is Ja. gremering Ja. is 'n oppervlakkige ding. Ja, Jy kan net goed enhance. Ja. Jy moet die huiswerk doen met jou facials of velsorg of dit hang af wat jou fokus is, maar jy moet jou vel mooi hanteer sodat die gremering kan mooi lyk en dit is baie keer wat mense nie verstaan. Dis absoluut die waarheid, hoor. Wat was julle eerste troue en hoe het dit gegaan? Jy kan sê wat ek kan ontredig, my nou onthou. Wel, ek was nog 'n appie gewees en my sussie het my soos soetkoek verkoop. Nee, sy het Okay, vir almal vertel ek is 'n haarkapper en beste haarkap. ja, en hierdie mense het ingeloop by haar werk en die vrou het begin praat en gesê, sy kort nog 'n haarkapper en my sussie het vir haar gesê, hoorie, my sussie kan hare doen en sy is regtig goed en toe kontak hierdie mense my en ek het nog soos ek sê, ek het nog so 'n Ja. appie gewees. Ja. En Fake it till you make it. Fake it till you make it. Dit het goed gegaan. Toe hulle later uitvind ek is nog nie 'n gekwalifiseerde haarkapper nie, was hulle 'n bietjie geskok. Maar dit het goed gegaan en ja, ek ken hulle nou nog. So dit het in 2014 gebeur. Okay, so dit is darm goed. Dit is fantasties, ja. Ja, ek dink ek is natuurlike stresser, so dit was nerve-wracking om te begin mee, maar jy raak dit gewoond en Ja. solank jy net nooit overconfident raak Ja. met jou werk nie. En Ja, jy dis moet so- altyd nederig ja. bly en jy moet altyd weet okay, maar hier is die bruid se grootste dag. Wat kan jy doen om dit vir hulle die lekkerste en die beste, Ja. die kalmste te laat? Ek dink dit is vir my so 'n mooi kombinasie tussen julle twee. Ek ken hulle nou persoonlik, maar dis nogal iets wat julle in gemeen het is om regtig na die mooi van die bruid te kyk en dit te enhance en so natuurlik as moontlik en rustig as moontlik. Julle het albei 'n rustige temperament. Dis vir my ja, baie lekker om saam met julle te kuier en dit julle gel. Ja, sien dit. Baie cool. Hoorie, wat het julle baie vinnig geleer in die troubedryf oor bruide? Ek dink om mooi te luister. Ja. Want baie keer is daar dit nie noodwendig wat sy sê nie, maar wat agter dit sit of is daar dalk insecurities, is daar dalk so as iemand 'n bietjie insecure voel oor homself om hulle te boost, maar glad nie jy wil altyd authentic wees want iemand kan agterkom as mens as jy nie bedoel wat jy sê. Ja. Ja. So ek dink daai om daai kalmte en rustigheid te bring, om struktuur te bring in die dag, om haar te laat weet om dat sy is op die beste plek saam met ons en ons is daar Ja. om haar te help en te guide. Ja. En ons is eintlik maar net 'n extension van haar troudag, maar sy is die belangrikste, maar ons is daar om te help en te guide. En as iets sleg loop, hou dit van die bruid af weg. Want Ja. Ja. ons probeer altyd die Ja. bridesmaids sê Ek is soos, seker moenie jy vir die het bruid baie vertel nie. stories. Ja, dit is lekker en ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Jy moet regtig daai bruid eintlik dieper ken. Ja. Op 'n emosionele en geestelike vlak eintlik, né? Dis baie in hulle spasie. Ja. Jy is amper Ja. van die naaste aan hulle op die dag. Ja. Daardie dag. Waar hulle En die first impressions is die eerste dis die eerste stap van haar dag. Ja. Dis baie mooi. Sê vir my, wat gebeur regtig agter die skerms die oggend van die troue?
baie champagne. Ja, nie vir ons nie vir die bridesmaids. Lekker skinder en stres want daai is eintlik 'n baie crucial tyd, né? Dis Ja. verskillende persoonlikhede wat bymekaar kom. Dis verskillende mense, dis verskillende invloede, dit is Yes. druk, dis stres, daar's deadlines, daar's spertye, Ja. daar mense. So dis eintlik 'n baie tangible Dit is tyd en dag. Ja. So ja, wat gebeur daai oggend? Vertel vir ons. Ja. Almal kom eintlik maar net aan en maak hulle self rustig en dan begin hulle sit en kuier en ons roep dan nou elke keer Ja. die persoon wat op ons tydlyn volgende is, roep ons dan aan. En hulle geniet eintlik maar net die Ja. oggend saam. Ons gaan 'n rukkie voor die tyd om alles uit te pak en te kyk Ja. waar ons wil sit en Ja. ons die beste lig en ja. Ja, want natuurlike lig is obviously vir julle baie belangrik. So ons het eintlik nie vreeslike juicy stories oor iets wat nou vreeslik verkeerd gegaan het of iemand wat iemand maar net uitgetrek Ja, het. niks sulke goeters nie. Ja. Maar ja. Wat is die grootste fout wat bruide maak met hare en gremering? Emery, kom ons begin by jou. Hare? Hare, soos wat ek al gesê het, die expectation versus reality. Yes. En ja, ek stel altyd voor as dit die dag reën wat mense nie altyd 'n Onvoorspelbaar. Ja. dis verskriklik onvoorspelbaar. Sal ek probeer om die bruid te draai laat ons eerder 'n upstyle doen in plaas van los krulle. Ja. Want dit los krulle lyk mooi, maar daar's ook net soveel wat ek kan doen om die hare te laat hou. Ja. Soveel haarspray wat mens kan spuit en jy kan ook nie garandeer dat sy nie gaan nat reën nie. Ja. So ja, ek dink met hê in neem in konsiderasie die weer en al die ander. Ja. So, Ek het 'n storie wat ek wil vertel. Ons het een keer die mooiste troue vir my, of die mooiste troufoto's, Ja. kom ons stel dit so, was een keer 'n bruid en 'n bruidegom het uitgegaan en ek sê nou op die tema van die weer wat so onvoorspelbaar is. Hulle het uitgegaan om foto's te gaan neem en dit het regtig van geen kant af gekom nie. Dit is nog 'n oop dag gewees en ewe skielik sous dit. Soos in ek het geweet dit is 'n fiasco. Ek het geweet dit is verby. En hierdie bruid en bruidegom het vrede gemaak Ja. met die situasie daai dag. Dit was vir my die mooiste Ja, oomblik om dit te sien. Dit is onvoorspelbaar. Jy kan niks aan doen nie. yes. En wat toe nou met hulle gebeur het, is hulle het op 'n stadium gestop en in 'n veld ingestap en in die middel van die veld die kar gelos, in die middel van die veld gestap, nie 'n sambreel gevat nie. Toe hulle daar kom, toe begin daar perde nader stap. Toe dit was so, daar was 'n bloekombome aan die een kant gewees en hierdie wolkbreek kom toe oor en hulle is in die middel van die veld, hulle is ver van die kar af, hulle kan nie daar kom nie. Die perde is toe by hulle, amper te naby en hierdie wolkbreek gebeur toe en dit is sop nat. Daai bruid het die mooiste foto's Ja. waar hulle vrede gemaak het met die reën. Sy het op 'n stadium met haar kop, haar sopnat kop met die hare en die make-up wat loop, so teen 'n perd se gesig gesit en hulle het so vir mekaar gekyk. En die mooiste foto's en daai dag het ek geleer dat maak vrede met jou weeromstandighede. Ja. Daar's niks wat jy jy kan dit nie beheer nie, maar as jy vrede daarmee gemaak het, dan is daai gemak en daai gemoedsrus is op jou Ja. gesig en mens kan dit sien. En dit is een van die mooiste troufoto's wat ek al gesien het. Ook wees jouself. Soos moenie probeer iemand anders Ja. wees nie. Moenie Ja. luister ook partykeer wat die make-up artist voorstel of wat ek voorstel. Ja, Ek het al 'n bruid gehoor en sy hoor ek dink ons moet eerder hierdie doen, dan sê sy nee, ek wil hierdie doen. En dan die dag van die troue dan sê sy kan ons dit verander. ja. Dan verander ons dit. Ja. So, ja. En dan is mense nie dan bruide nie noodwendig gelukkig met daai veranderings, want dit was op nommer 99. Corneille aan jou Ek kant? dink vir my die grootste Grootste fout fout? wat mense baie keer kan maak met gremering en hare is amper voor die dag om uit te figure wie wil jy boek. So ons kry baie keer die geval van iemand wat na die troue sê maar ek moes jou eerder geboek het of ek moes die of daai of ek moes eerder Ja. iemand gekry het. Interessant. Want there's no do-overs. Jy kan nie jou troudag oordoen nie. Ja. So en ek sê nie vat die duurste van alles Ja. nie. Daar's kry jou doen jou huiswerk, kry jy price points, kyk na die mense se werk, gaan vir 'n trial Absoluut. want jou foto's is dit wat op die einde van die dag
blywend is en Ja. dit is al wat jy oorhou en hare en gremering is Van kardinale belang. jy is op al die foto's. Dis die voorgrond. Ja. So wat ek net dalk sê is doen daai huiswerk en kry iemand wat jy mee op pad kan stap. Dis bitter goeie raad. Ons het al troues gedoen waar iemand gesê het nee, ons gaan eerder die tannie kry of hierdie een kry. Ja, en dan En dan loop dit nie loop dit nie mooi uit. Ja. nie. Ja, Ja. dit Dis is altyd- altyd nie dit vir 'n bruid hê. Dis altyd jammer want dit is regte verhoudings. Ja. Corneille, jy het genoem van 'n trial. Dit bring my by my volgende vraag. Wat is 'n proefloopie belangrik van kardinale belang? Vir my is dit Ja. vir die make-up omdat mense baie keer bang is vir gremering. Hulle is bang dit lyk te veel. Hulle is bang die wimpers lyk te veel. Hulle is onseker. So ek sê definitief van my kant af, maar ook jy leer die bruid 'n klein bietjie ken, jy het 'n Ja. bietjie soos 'n verhouding wat jy met haar opbou. Ja. Ek is baie naby aan haar. Soos Ja. en jy moet kan gemaklik wees met my. Jy moet kan gemaklik wees dat ek in jou spasie inkom. Dis vir my belangrik Ja. en dan ook jy moet kan sien is dit wat jy wil hê. Ons kan nog steeds die veranderinge na die tyd maak met 'n kleur hier of daar of minder van die of meer van daai, maar ek wil hê die bruid moet as sy op haar troudag aankom moet sy weet okay, ek is verseker dat my hare gaan reg lyk en ek is verseker dat my gremering gaan reg lyk want ek weet hoe dit was en ek weet hoe dit gaan wees. Daar is nie iets wat eintlik kan verander op die dag nie. Ja. Dit kan dieselfde bly of dan ons probeer altyd dit beter Ja. maak as op Ja. trial. Maar vir my voel dit 'n proefloopie is belangrik juis om daai band te vorm maar ook die vertrouensverhouding te skep en dan ook hulle gemaklik te laat voel op die troudag. Ja. Emery, sê vir my gou, hoe werk tydsberekening met 'n bruidspan? Dit is baie belangrik want ons moet die bruid 'n sekere tyd reg hê Ja. sodat sy kan foto's neem, sodat sy kan bietjie tyd saam met haar bridesmaids spandeer. So ons Corneille werk vir ons 'n tydskedule uit Okay. en ons verkies dit laat die mense bly by dit. Ons kan ruil, ons kan twee bruidsmeisies omruil, Ja. maar dit is vir ons belangrik om op die skedule te bly Ja. sodat ons nie belemmer word. Ja. En as ons eers mense moet loop en soek, Ja. dan mense verstaan nie, jy Absoluut. verloor baie tyd. Vir alles ons meer as 5 mense het wat ons moet klaar hê, Verseker. is dit baie Dit belangrik. is druk, dit is daar is 'n Ja. daar is 'n tydskedule. Jy sê nou Corneille werk julle die tydskedule uit. So maak dit saak of dit is dit eers hare, eers gremering, is daar voor of 'n nadeel of kan mens bietjie op die dag bietjie rond speel met dit? Al wanneer ek verkies om my hare na die gremering te doen is as ons 'n kuif in die gesig laat inkom Okay, of hare in die belangrik. dak. Ja, dit is belangrik, maar andersins is dit nie blaat dit ons nie so erg om. Ja, ek doen nou airbrush, so baie keer is dit lekker om die bruid, veral die bruid eers te doen. Want jy spuit tog 'n klein bietjie in die haarlyn en as sy donker hare het dan is daar so 'n bietjie van 'n soos 'n halo of 'n wasigheid. Ja. En dan hou dit of van 'n sy dit kan uitkom, Ja. maar ons werk Wow. om dit ook. Ja. Al doen sy meeste van die hare en los die voorste gedeelte en ja, maak Okay. dit klaar na die tyd. Ja, So die tydlyn is maar net belangrik sodat ons op tyd klaar is dat ons die fotograaf ook hulle tyd kan gee ja. wat hulle weer die foto's moet neem want Soos daai gedeeltes te respekteer. Ja. Dat daai. van die foto's is Ja. stof wat jy oorhou en jy wil nie hê daar moet te min tyd daarvoor Ja. wees nie. So Dis dames, hierdie is lekker gesprekke hoor. Ek dink ons kykers geniet dit. Om net so 'n bietjie agter die skerm in te klim en seker te maak ons beplan reg. weet jy baie nagmerries dat ek oor 'n tydlyn. Ek is ook bitterpuntenerig oor 'n tydlyn. Ja. En mense, ek is so bly jy noem dit. Mense vergeet, ek wil amper sê ons het in 'n gewoonte begin val dat laat kom is okay. Ja, dit Ek sien dit eerder even by troues. Mense Ja. stap laat in, hulle gee nie om nie. Die bruid Ja. kan al besig wees om na die kapel toe te stap en wil hulle gou ingaan. Ja. Halfse ek weet nie of hierdie nou 'n rowwe woord is nie, maar halfse selfsugtige aanslag gaan rook. Yes. Mense dink rook is gou vinnig of ons staan net gou hier om die hoekie of kom ons gaan drink gou iets of kom ons daai het 'n enorme impak op die res van jou dag Ja. want hierdie tyd wat hierdie tydlyn wat hier oorskry word gaan aan die res van die Yes. dag, die res van die Ja. dag lê voor. Ek het al my les geleer. Dis hoekom ek verkies om met 'n tydlyn te werk waar die bruidsmeisies gaan rook en dan moet jy hulle soek, maar nou wil hulle gou eers tande borsel en handjies was en Ja. al daai Nee, ja, dit het 'n ripple effek. Dit het 'n Daar- groot ripple effek. Daar's 'n ripple effek. 5 minute word 10 minute. 10 minute Ja. word 'n uur en Ja. dan
lyk ons sleg as Ja. ons mense moet loop en soek. Ja, Ja, so. ja. Julle moet my maar boek dat ek die mense vir Ja, julle kan kry. daar Ek is bly. Okay, die mooiste oomblik op 'n troudag. Ek dink mense soos ek gesê het, wanneer die bruidegom die bruid sien. Okay. Maar ek dink daar waar sy aangetrek het en waar die bruid as jy Final nou look. voor jy as jy nou ons gedeelte vat, waar sy nou alles saam sien en Okay. dis actually nou want baie bruide besef nie hulle trou tot wat hulle begin met die hare en make-up Ja. of tot wat hulle dan nou actually die rok aantrek. Ek En dink daar nie- waar hulle die bruidsmeisie sien waar hulle ma's Ja. like daai connections is vir my nou. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie, want julle sal nie glo nie, die meerderheid van die gaste wat op hierdie bank sit, sê dis die oomblik as hulle instap, maar ek besef nou, daar's nog 'n spesiale oomblik wat ons nie sien nie, wat agter die skerms gebeur en dit is die final look. Soos altyd waar die pa die bruid sien, maar dit ek bedoel julle sien dit ook. En ek dink dit is ook lekker Dit is 'n mooi. baie spesiale oomblik. Ja, ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Is daar 'n bruid se reaksie wat julle nog altyd sal bybly? Waarna julle dink, 'n bruid se reaksie wat julle wat vir julle spesiaal was en mooi was. 'n Hele paar, ja. Ja, Ek sê altyd dis asof jou hele lyf weet jy trou vandag en alles lyk net mooier, alles werk net mooier saam en dan ek weet nie ek dink is seker die bruid se the bridal glow. Ja. Wat ja, so meeste ja. En dit bestaan, dit is Dit dit is hulle definitief, mooiste ja. mooiste dag. Ja. Het julle alself emosioneel geraak op 'n troudag? ja. En vir my is dit nou weer ook maar wanneer die bruid instap, maar as jy nou voor die tyd in die kamer is Ja. en die ma en die bruid het 'n baie mooi verhouding of die bruid en ons sussie het 'n baie mooi verhouding, daai is my spesiaal. Dis Ja. regtig kosbaar. Ja. So dan raak jy so half 'n bietjie. Ja. Ja. Emry, ek het 'n voeltjie hoor fluit dat jy stink haarspray ook in jou tas het. Ah, John, wat? Wil jy vir my vertel wat daar aangaan? Actually 'n nuwe Ek wil net hoor wat daar aangaan sodat jy vir die kykers by die huis kan sê wat moet hulle doen. Daar's blykbaar My cheap Emry stink edition. haarspray. Ja, ek het net bietjie moeg geraak vir die gaste wat altyd kom. Hulle wil nie betaal nie, maar kan ek haarspray leen en kan ek dit? So ek het 'n spesiale stinkertjie gekry. Die wat altyd kom vra en vra altyd vir mense, hoe gaan jy die haarspray vir my teruggee as jy dit nou leen? So hierdie stinker kan jy vat. Jy hoekom nie eens terug te bring nie. So geniet jouself. Dames en here, as julle vir Emry boek vir julle trou, onthou om te vra vir die lekker haarspray en nie die stink haarspray nie. Ja. Dit is so lekker. Hierdie is my gunsteling gedeelte van hierdie episode en hierdie segment gee ons direkte raad aan paartjies en met professionele mense in die industrie wat vir ons hier is en vir ons 'n klein bietjie meer te vertel. So sit nader, kom ons praat oor raad vir paartjies. Hoe ver vooruit moet bruide boek vir gremering en hare? ek sou sê wanneer jy jou troue begin reeds. Ja. Sodra jy weet wat jou troudatum en jou venue is, boek jou haarkapper en jou make-up artist. Ja, want dis eintlik 'n baie belangrike En jou fotograaf. 'n baie belangrike verstaan en die seremonie. En die seremoniemeester. Ja, hallo. Ek het gesien dit het nou deesdae so half 'n trend geword dat mense al hoe langer wag en Hulle wil Ja. dit is vir my half scary, maar Ja. dit is blykbaar nie meer Ja. so 'n ding nie, maar ek sou sê doen jou huiswerk wanneer jy Ja. besef julle is nou Ja. yes, gaan nou trou of julle praat daaroor dat Wat is die goeders wat bruide moet pak as hulle na julle toe kom vir 'n proefloopie? sy moet net kom met 'n skoon gesig na my toe met haar velsorg aan. So sy moet net haar vel mooi prep voor die tyd want die make-up lyk altyd mooi saam met 'n mooi versorgde vel. En verder vir my hoef sy niks om te bring. foto's. Foto's. Hier is foto's. Ja. Ja, foto's. Ja, Maar voorbeeld. foto's help vir 'n idee. Ja, Want jy praat dan deur die foto om Ja. te sien waarvan hou hulle want iemand kan vir jou sê natural make-up, maar vir my is natural make-up anders as vir haar en as vir jou Verseker. en as vir daai persoon wat net Verseker. kom. en veral jy met die voorkoms konsultasie agtergrond, jy werk met die produk wat voor jou sit, almal verskil. By jou Emry, wat bring hulle na jou toe?
ek hou daarvan as hulle die dag voor die tyd hare was. Want dis baie belangrik julle. Jou Was hare jou moet hare? jou hare moet minimum 3 ure droog wees voor ek daarmee begin werk. Ek Okay. seker die bruide wat olierige hare het, jy kan nie oggend was, maar dan moet jy baie vroeg was. Ek het allerlei produkte wat as jy olierige hare het wat ek spuit om Te help vir ja, laat dit nie olierig lyk of enigiets nie. En dan maar net as jy wil sien hoe jou hare gaan lyk met 'n knippietjie in wat 'n mooi knippie met detail. Ja. Dit kan jy saambring, maar Ja. die res het ons. En dan Ja. foto's. En fotos. Wat is julle nommer 1 raad vir 'n bruid wat 'n natuurlike maar kamera-vriendelike look wil hê? Om 'n natuurlike look te bekom, moet jy nog steeds moeite doen. Jy kan nie ek kan nie net hier kom sit sonder grimering en natuurlik lyk nie. So 'n natuurlike look behels om nog steeds moeite te doen. Ja. Hare of grimering. So Gewoonlik is 'n natuurlike make-up look baie aardse kleure, sagter, ligter, niks is oordoen nie. Niks Ja, is, dramaties. Ja. Geen So natuurlik is om dit wat sy het net bietjie mooier te maak en te enhance. Daar's niks te veel fokus. ja. Ja. Hoe kies mens 'n styl wat nie uit datum lyk nie? So wat is die Engelse woord? 'n timeless 'n tydlose voorkoms. Vir grimering sou ek sê dis maar meer jou natuurlike kleure, bruine, sagte gryse. Mens gaan nooit vreeslik way out met eyeshadow kleur of so. Ja. Maar ek bring kleur in, maar dis gewoonlik om die oogkleur net te laat uitstaan. Maar met ek weet nie, daar's nie regtig 'n tydlose Ja. Ek dink ons styl is tydloos, want Ja. as ons kyk na ons ou foto's, dis nie dat dit Ja, dit gaan nie aan nie. Ja. kyk nooit Ja. byvoorbeeld blou eyeshadow of pers. Okay, ek hoor, ja. nee, maar daar is van die etniese groepe Ja, baie gewoon goed lyk. natuurlik. Ja. Dit wil Natuurlik. dit mooi uitstaan. So jy wil ook nie jy kan nie op hulle dieselfde doen as wat jy op 'n Ja, ander etniese groep doen. Ja. So jy moet daai mooi uitdrink. Ja. Daar was daarom nou nog nie iemand wat vreeslike ek weet nie, Ja, Earth and Wonderful looks gedoen het wat Ja. ons kon gedink het, oeg nee. ja. hierdie van ons nooit weer doen nie, ja. Hoe kan 'n bruid seker maak dat sy 'n ontspannendvolle en 'n rustige oggend het van haar troudag? Hulle kan ons boek. Mooi bemarking. Ek dink jy moet die huiswerk doen, jy moet weet wat gebeur in die oggend. Beplanning. Ja. Alle goedjies pak voor die tyd, soom jou rokke voor die dag voor die tyd. asseblief. As jy kan, as jy oorslaap, dit Ja. al baie. Mm. En hê 'n tydlyn, hê Ja. 'n bietjie van 'n idee, maar moet ook nie so streng wees dat as jy 5 minute oor tyd is dat jy as bruid jouself Uitstres. Ja, laat die bruidsmeisies oorvat of hê iemand wat net kyk het al die delegeer. tydlyn reg is dat Ja. as hulle sê die blomme kom 10:00 dat hulle seker maak die blomme is 10:00 daar, maar deel werk uit ook. Sê die een moet daai doen, die een moet daai doen, Ja. sodat jy kan rustig wees en jy kan sit en ontspan. Ja. Ek het al 'n laid back bruid gehad wat daai dag van haar trou het sy so gestres. Toe sy vir man drink net 'n glasie champagne Ja. en toe na die tyd is sy eintlik dankbaar. Ja. Sê sy. Nie Dit is dronk daar- nie, dankbaar. Nee, dankbaar. Ja, net om my age af te haal. Ek sê nie alkohol is die oplossing vir alles nie, maar Nee, ek hoor dit jy sê. Ja, Dit is 'n demper. Dit is Yes, 'n ja, net bietjie. kalmeer Ja. demper. En ek dink om die atmosfeer in die kamer ook. Ja. rustig te Ja. Ja, as daar iemand is wat bietjie rowdy is, Ja. laat hulle eerder. En dit gebeur, hoor. Ja. Dit Baie is van die venues het klare speakertjie, maar pak ene in. ja, Ja. Worst case. musiek, agtergrondmusiek, Absoluut. beste raad wat jy Ja. vandag gegee het. Ja. Tweede beste raad. Okay, hierdie is 'n baie lekker gedeelte. Dit is vinnige vrae. Dit is wat eerste in jou brein opkom, eerste wat in jou kop inspring. Kom ons kyk of ons julle ook so 'n bietjie beter kan leer ken. Goed. Glam of natuurlik? Natuurlik. Albei. Ai! Los hare of opsteek? Ek hou van los hare. Matte of gloss? Ja, glas. Bold lips of nude lips? Bold lip. Bold. Bold lips. Emria kan sien, hoor. 'n Veil of geen veil? Definitief 'n veil. Veil. Jy ook? Ja. Veil?
Wel, ek het nie op my troue gehad nie, maar dit is omdat ek nie kon nie, maar ja, dit sou nie lekker by die wind gewerk het nie, maar 'n wel lyk altyd baie Dit is mooi, ja. Hare, proeflopie of wing it? Emery kan albei doen. I promise you, jy kan nou daar in die diep kant ingooi en vir haar sê nou moet jy trou hare doen soos hulle dit kan doen. Okay. Proeflopie of wing it? Jy lyk vir my nou. Albei. Ek sal dit wing. Ja, ek wil net sê jy's baie. Ek moet dit seker nie hardop sê nie, maar ek het al troues gedoen waar ek dit gewing het, waar ek die bruid ontmoet Ja. en Dit lyk mooi of dit lyk nie mooi nie. ja, so. En jy's 'n bietjie adventure. Meest overratedste beauty trend. Beauty trend. Trou trend. Ek sou sê 'n beauty trend. tel winged eyeliner. Dit is so mooi en ek verstaan die foto's, Pinterest foto's, dis regtig mooi, maar dit pas baie min oë shape. Ja. So jy kan hom bietjie Valid. wing. Ek Maar ja. kan hom wing, Ja. maar ek gaan nie die wing kry wat hulle altyd op die foto's vir my bring Ja, nie. ek hoor. En dis waar die konsultasie voor die tyd kom om te sê, Yes. dis hoe oog lyk, kom ons doen dit, kom ons probeer dit. Ja, en dan Hoor. Aan jou kant? No comment. Word. Hoorie, dit was nou so lekker. Vir nou eers gaan ons hande so bietjie aan die werk sit by ons monsterstasie waar ons ietsie doen en hierdie dames pak vir jou 'n emergency kit vir jou troudag. So skuif nader, kry die notaboek want jy wil dit nie mis nie. There you go, lekker. Welkom by Monsterstasie waar ons dinge sommer self doen. Ek het altyd gewonder hoekom hulle oor see dit die drugstore noem. Ek, Emery en Corneille gaan nou vir julle 'n emergency kit pak wat bruide sommer by hulle kan dra. Van die goeders word deur hulle verskaf en ander gaan ons sommer bysit wat jou dag baie spesiaal gaan maak. So, welkom by ons drugstore. Dames, dankie dat julle saam met my kuier. Hierdie insetsel is waar ons dinge self doen, waar ons sommer vir bruide dit lekker gemaklik maak. Ons het 'n sakkie, ons het pille, ons het brille, ons het grille, gytjies en goedjies. Kom ons pak 'n kit en julle kan vir ons verduidelik wat dit alles aangaan. Let's go. Goed. Eerst het ons 'n sakkie nodig. Begin met 'n lekker leer sakkie. Kyk, Corneille, wat pak jy altyd gewoonlik saam? Ek weet jy het 'n baie spesifieke en 'n spesiale sakkie wat jy bygee. Wat begin by jou? Ek het 'n alternatiewe sakkie vir die bruid spesifiek. Wat nou nie so mooi leersakkie is nie, maar dit is haar sakkie wat sy kry as die bruid vir die dag met haar Spesifiek vir make-up. ja, spesifiek vir grimering vir haar dag vorentoe as ons nou gery het. So dis 'n lipstifie, nos aan haar lipkleur, 'n bietjie poeier, powder puff, tissues en dan earbuds. Ons gaan nou oor die earbuds weer gesels en oor die tissues. Maar dan is daar oulike goedjies wat mense kan voorstel wat sy byderhand kan hê tydens haar hele dag. ja. Okay. So 'n skaar kom altyd handig in. Yes. Iemand wil altyd 'n garingkie afsny of 'n Kom ja. ons pak hom. Yes. 'n Lekker klein genoeg skertjie. Waar kry mens sulke klein skerre? Sommer diskie. Ja. Okay, Ja. China China Mall. Okay, lekker. Ja. Cool. Dan 'n rehydrate. Partykeer word die bruide maar bietjie mos baie champagne met. Ons het die bottel water vergeet. Water wat jy self kry. Hy vas nie in die sakkie nie. Dan pak ons bietjie knippies in, net as daar iets losgaan. Lekker deur die bobby dag. pin. Ja. Okay. Daai kan jy in ook gaan. Ja, ons sit dit partykeer sommer saam met die Okay, fantasties. kremering Cool. sakkie. Ja. Ietsie vir die asem. Ja. Ja, 'n lekker sweetie, 'n lekker soet dingetjie. Dit is vir daai tyd as jou suiker val, want dit gebeur baie keer met bruide nie genoeg eet nie. En veral voor die seremonie dan voel hulle hoofde Yes. of tydens die fotosessie, nee. So 'n lekker soet dingetjie, 'n lekker suiker storie is lekker. Ja. Okay, wat ek saamgebring het is 'n lekker pynpil, 'n gewone lekker sagte pynpil en dan kan jy natuurlik 'n sterker pil kry vir die skoonma. As hy begin kla, voer hom pa of natuurlik 'n slaappil. Ja, dis Almal dink is die champagne, maar eintlik was dit die seremoniemeester se triek. Okay, en dan
Hierdie wil ek gou oor gesels. Dit is 'n natuurlike kalmeermiddel. Ek sê nie jy moet hom koop nie, ek gaan die naam toehou, maar dit is net hulle het ons nie geborg. Nog nie. Maar dis 'n natuurlike kalmeerpil en ek sê altyd vir mense, veral vir die bruid spaar. Moenie 'n kalmeerpil drink nie. Ek sê dit op een van my ander trouwenke ook. Dit is die gedeelte waar jy emosioneel moet verbind. Jy moet eer jou emosies werk. As jy wil huil, as jy wil stres. Moenie 'n kalmeerpil gebruik nie. Die rede hoekom ek dit sê, ek was al by 'n troue gewees waar die bruid 'n paar kalmeerpille gedrink het en dan vergeet jy later meng jy dit met drank. En die spesifieke bruid was regtig soos 'n zombie gewees. Ek verskoon my verduideliking, maar sy het net niks ingeneem nie. Op 'n stadium het sy net gestaan en gekyk hoe almal dans en alhoewel mense wil sê kom dans, kon jy sien sy's regtig beïnvloed deur dit. So hierdie kalmeerpil is vir die mense wat jou irriteer, nie vir jou nie. En dit vir hulle laat hulle kan kalmeer, nie vir jou nie. Alright. En dan dink ek altyd 'n Allergex lekker Definitief. veral 'n bostroue of as ietsie gebeur, veral as iemand gesteek word deur 'n by somertroue is. En dis mos 'n antihistamiin. My vrou ken al die goedjies, maar 'n Allergex werk lekker. Okay. Ek wil iets sê oor die pleisters. As ek lief onthou pleisters. Ons het die een keer by 'n venue 'n ongelukkig of een van die bruidsmeisies het 'n ongelukkie gehad met glase en ja, dit het 'n paar pleisters nodig gehad, maar dit was nogal 'n groot wond want die een van die kristalglase het gebreek en Ja. so dis pleisters is baie belangrik. Hierdie wil ek by sê, ek het 2 gebring en die groot rede daarvoor is ek het ook 'n storie. Dit is 'n meerdoelige gebruik want ek was byvoorbeeld eendag by 'n troue gewees waar hulle tydens die koreografie oefening vir hulle dans die week in die finale week van die troue het haar man haar groot toenail mors af van die bank af geskop met hulle finale oefening van die gekoreografeerde eerste dans. En toe gaan alles goed, hulle het dit natuurlik versorg en goeders en toe die aand op die troue, hulle het klaar geëet en sy het net ook bord en messe virk neergesit, dan help ek hulle ek help hulle nie, wag, dit is snaaks hè. Die bruidsmeisie help hulle om die kuisband aan te sit en ek is besig om dit te organiseer en kry die bruidsmeisie by en sy sit toe om haar kousband laat hulle vir haar die kousband aantrek. En geliefde familielid Sientjie hardloop toe na haar toe want sy wil op haar hierdie is sekondes van die opening van die dansvloer af van hulle groot oomblik en hy hardloop en met sy tekkie stamp hy daai hele naal weer terug in die bed in. En dit was net bloed oral. So dit was regtig 'n groot fiasco. En okay, hoekom 2? Hier het ek nou 'n lekker breë pleister gevat want dit kan wees vir seer vir ongelukkige hande wat ook sny toenails wat gestamp word, maar ook as jy blaase kry. So baie bruide of bruidegomme koop splinternuwe skoene, hulle vergeet om hulle skoene in te loop gedurende die dag, dan werk hierdie pragtig om die hakkie. Alright, so 2 pleisters in, let's go. Kam. Lekker, altyd handig. As jy hare bietjie messy raak, kan jy maar net bietjie kam. Altyd handig. Gaan hy slaapkamer toe? Wat jy wil kam. Alright. Ek het vir ons 'n bietjie wet wipes ingebring. Jy kry by Chinese winkel lekker klein kompakte pakkies, amper so groot soos 2 vierhoutjie boksies. Hy pas lekker in. En as jy al 'n ouer is, dan verstaan jy 'n wet wipe vat jou baie ver en baie lank. Maar meeste bruidspare is dan nog nie ouers nie, so hulle ken nie die magic van 'n wet wipe nie. Lekker Gaviscon, wit Gaviscon saamgebring. Vir wie is dit? Skoonmaak. So iemand is 'n algemene Die groen partytjie. Ja. Nooit nie. En jy vergeet, maar jy meng jou drank. Dis eers champagne, dan wyn, dan 'n bier, dan 'n brandewyn. Hy kan definitief kamer toe kom. Die kos is baie ryk ook. Ek wil nou net van dit praat. En mense eet baie, nê? So jy meng jou drank, jy meng jou kosse, is verskillende teksture en so aan. Dis maar net in case of emergency. Ja.
Dan 'n lighter is 'n moed vir my altyd. Jy help 'n kers aansteek, iemand met 'n wat 'n garentjie wil afbrand, al daai tipe van goeders is lekker. Goed. En dan 'n strepsil vir 'n seer keel. En dan wat het julle nog gebring? Jy wil gesels oor die Die tissues is maar net baie belangrik omdat dis 'n emosionele dag en ek as make-up artist kan nie verwag iemand mag nie huil nie. Dit is Ja. per onmenslik. Ja. So tissues is baie belangrik vir die huil en ek verduidelik altyd druk of dab net Ja. al na die make-up gedoen is of as jy warm kry soos 'n somersdag of wanneer jy 'n BT blink maak met dan druk jy net die tissue teen jou gesig om van die blink ontslae te raak as jy nie tyd het vir jou poeier, Ja. touch-up of sorry. Dis 'n vinnige doen ding. Baie interessant vir my. Jy weet nie by hoeveel troues was ek al gewees, dan huil die bruid, as stap sy in, dan huil die bruid sy's voor, want die nuwe generasie dra nie meer sakdoeke by hulle nie. En dan soek almal en dan naderhand is dit die dominee wat uit die Bybel uit 'n boekmerkie gevou het met 'n tissue, dan gee hy maar sy ou tissue. Earbuds is maar net vir as ietsie gesmeer het of ietsie het gesmudge of jy wil ietsie uit die oog uithaal. Dis En lekker detail, is dis lekker maar klein nie. net altyd belangrik of jy wil bietjie vinnig lipstifie aansit. Baie cool. En dan 'n lekker baie plas stroopie, bitter sleg, maar lekker, verseker vir sommige mense vir 'n ekstra skop. En dan Altyd 'n oogdrup. piep kleine oogdruppel. Hierdie is my interessant, Corneille, jy het dit vir ons saamgebring. En dis my interessant, is iets waarvan ek vergeet het. Ek byvoorbeeld dra kontaklense en het gereeld iets in die oog, droë oog, en jy verander die omstandighede van die dag verander ook. Yes. So ek vergeet gewoonlik hierdie. So hierdie is baie cool. Waar kry mens dit? So klein. Diskem? Diskem, lekker. Okay, cool. Ja. Aktief. En jy kan hom 'n paar keer gebruik. Diskem, julle is ook welkom om ons te borg as julle wil. Dames en here, hierdie is jou emergency kit. Hy's so groot soos my hand. Ek het 'n groot hand, maar ek bedoel, jy kan hom enige plek saamdra. Jou strooimeisies kan hom dra, jou skoonmaak kan hom saamdra, jou ma kan hom dra, jy kan hom onder die tafel wegsteek. 'n lekker emergency kit. Girls, baie dankie. Vir nou eers terug na die ateljee. Baie dankie dat jy ingeskakel het en geluister het na insiggewende gesprekke hier op Seremonie Monster Potgooi, waar ons behoorlik die hare en gremering potte gegooi het. Volg ons op sosiale media waar ons verder agter die skerms induik van die troubedryf. Dames, baie dankie. Dit was 'n ongelooflike voorreg om julle hier op my monstergrot te hê. Dankie dat julle julle wysheid kom deel het, julle hart kom deel het, julle visie, julle besigheid kom bemark het. Dis regtig vir my voorreg om saam met julle in die troubedryf te werk en ja, mag dit baie goed gaan met julle besighede en mag julle baie gesigte gremeer en baie bollas klits. Ja. En onthou, 'n troudag is nie net 'n dag nie. Dit verg 'n span besonderse mense om jou troudag onvergeetlik te maak. Tot 'n volgende keer. Totsiens.